Benewens sy wêreldberoemde olifante bied die Addo Nasionale Park, nou die derde grootste in die land, 'n diversiteit wat 5 van Suid-Afrika se ekologiese gemeenskappe verteenwoordig. Addo bied 'n ervaring wat nêrens anders geëwenaar word nie. Die hoë geplooide riwe van die Suurberg, die Addo Bosveld en dan die duineveld van die Kaap met sy groot verskeidenheid seelewe. Dis 'n unieke ervaring. Hier op die Afrika-kontinent, so half in die suidoostelike hoek, lê 'n digbeboste eiland waar 'n handvol diere 'n laaste veilige toevlug ontdek het. Ver van die strande waar hulle voorheen geswerf het. 'n Destydse reisiger van 'n vorige eeu het Addo so opgesom. Hierdie ondeurdringbare gebied van sowat 2400 vierkante kilometer in die Oos-Kaapse provinsie is alsbehalwe verwelkomend. Is jy eers binne die donker oerwoud, kan jy skaars 5 tree ver sien in die deurmekaarspil van struike, gewasse en gevaarlike dorings. 'n Vreeslike land. Kwalike aanbeveling. Majoor Philip Pretorius was nou wel aangestel om olifante in die area uit te wis, maar sy opdrag sou 'n uitdaging word. In die digte bos moes hy bo-op 'n leer staan vir elke enkele skoot. Gelukkig is hy verbied om die laaste 16 van die ou reuse in Addo dood te maak. In 1931 is Addo Olifantpark gestig. Harold Trollope, hoofveldwagter, was aangestel om die olifante te beskerm, maar heel ironies was sy eerste opdrag om 'n olifant wat 'n werker aangeval het van kant te maak. Die olifantbevolking het van 11 tot 400 gegroei. In vroeëre jare is lemoene as 'n soort lokhaas gebruik om die ou grootes nader te bring. We have the sign at the gate that is installed that no citrus is allowed inside the game area, because we still now have some of the old males and female elephants which were still present at that time. They were fed on with oranges, so elephants are not easily forgetting, so they can still remember that sort of a smell which they enjoyed most, and they can follow your car or did any damage to your cow. Hoewel Addo Olifantpark vandag een van die gewildstes op die Afrika vasteland is, was dit destyds met sy bosryke valleie slegs gerig op die bewaring van 'n beperkte aantal van die reuse diere. Sedert daardie vroeë dae van sy bestaan het die park se grense aansienlik uitgeswel, met die insluiting van die Suurberg Nasionale Park en ander gebiede. Ongeveer 170 000 hektaar is nou beskikbaar vir bewaringsdiversiteit. Addo is vandag omring deur intensiewe landbougebiede en daarbenewens is groot stukke grond oorgedra aan dorpe en plase. 'n Sprekende bewys van hoe die natuur, bewaring en die mens in samewerking kan bestaan. Die toenemende vraag na landbouprodukte en die noodsaaklikheid om ons bio-erfenis te bewaar en te koester, vereis nou keurige bestuur om harmonie tussen die verskillende belange te handhaaf. Die man wat ruim bygedra het tot hierdie harmoniese samewerking was Graham Armstrong. In 1954 het hy en 'n span werkers die langste en sterkste heining ter wêreld opgerig om die olifante tot die park in te perk. Hierdie noodsaaklike struktuur staan vandag nog soos van ouds en is intussen verleng soos die parkgebied uitgebrei het. Armstrong het die heining se effek getoets deur lemoene buite die park te plaas. Sukses! En dit was duidelik dat nie eers die grootste of mees vasberade olifant verby kon kom nie. Deesdae, met hoofpaaie en spoorlyne slegs 'n hanetree van die park af en die verleidelike reuke van landbouprodukte en gewasse wat oorwaai, is die heining nodiger as ooit om die olifante tuis te hou. Terwyl die gewasse van die bure baie aanloklik mag lyk, bied Addo se eie plantegroei baie ryk en uiteenlopende dieet vir baie spesies. Die spekboom veral is hoog op die olifante se dieet.
Vandaar die Addo-olifante se dikker vetlaag vergeleke met die in ander dele van Afrika.